Dankie Here vir die genade, Here, die voorreg by God, dat ons vanoggend hier in 'n gebou bymekaar kan kom, Here. En dit is 'n voorreg by God, en ek vra dat ons dit ook so sal sien as 'n voorreg, Here, as genade uit U hand uit, Here. Ek bid, Here, elke woord, Here, wat gespreek word nou vanoggend hier, Here, dat dit werklik uit U hart uit sal kom, Here, en nie uit 'n mens se verstand uit nie, Here. Ek bid, Here, kom spreek, Here, want U volk, Here, luister. Amen. Amen. Ons is nog besig met die boek van Amos. Hy is nogal dis nogal 'n harde saak. Verlede week was hard en toe dog ek okay, dit gaan nou beter raak, maar hy karring maar. Hy karring maar en ek het gistermiddag so begin met die laaste gedeelte en hy karring maar nog steeds. So. Hierdie boek is 780 tot 760 voor Christus het hierdie boek tot stand gekom, maar hoor my hart as ek vir jou sê, daar is nie 'n beter tyd as nou, die tyd wat ons nou in lewe, dat God deur die boek van Amos wil praat, en ek wil weer sê, dat God deur die boek van Amos met Nuwe Lewe Familiekerk wil praat nie. Hoor my asseblief, ek val jou nie aan nie, want ek is deel van hierdie gemeente, hy praat net so hard met my. Hy karring maar my dinge. So, God soek nie godsdienstigheid nie, hoor. Hy soek nie godsdienstigheid nie, hy soek 'n hart wat naby is aan hom. Hy kyk nie jou check-in op 'n Sondagoggend, is jy by die kerk of is jy nie by die kerk nie. Hy kyk waar jou hart ingelok is jy op die regte netwerk? Is jy op die regte netwerk of het jy afgedwaal? Dit is wat God kyk. Ja, asseblief, hoor my as ek die volgende sê, dis wonderlik as ons by mekaar kom op 'n Sondagoggend. Maar dit beteken vir jou absoluut niks as jy Sondag na Sondag hierdie wit stoeltjies kom warm sit, maar jy stap daar uit en jy wil allerhande gebaretaal met 'n taxi praat en met iemand wat jou irriteer of wat ook al. Die boek van Amos praat, my vriende, hy praat. En die wonderlikste van die boek van Amos, Amos was nie 'n geleerde man nie. Hy het nie, soos ek verlede week gesê het, jarelang by 'n groot profeet gesit of 'n groot godsdienstige vader gehad en 'n mentor en alles. Nee, 'n dood eenvoudige skaapwagter wat God gesê het, kom praat 'n bietjie met hierdie volk. En julle onthou mos verlede week hoe ek het so toe ek verlede week voorberei so die prentjie in my kop. Dis amper of die Israeliete toe hy so begin praat het met almal rondom asof hulle wil gesê het, nee, is reg, spreek hulle aan. En wat gebeur toe? En toe draai Amos om. En toe praat hy met Israel. En hy praat nog steeds met Israel. Ons leef in 'n tyd waar dit verskriklik maklik is om godsdienstig te lyk. Jy kan elke dag Bybelversies post, jy kan praise and worship, jy kan kerk toe gaan, jy kan om die waarheid te sê, praise and worship kan jy 24/7 in jou huis speel. Ons almal meeste het 'n wifi en dis nog ankap, gaan maar net rustig daarin. Ons het toegang tot al hierdie goeder, so dis verskriklik maklik om die regte moves te maak dat ons tog net godsdienstig moet lyk. Maar Amos vra 'n verskriklike ongemaklike vraag. In dit alles, vra Amos, is jou hart nog by God? Nuwe Lewe Familiekerk, is jou hart nog by God? Ons sing lekker, ek gaan ook nou later weer praat van ons hef ons hande op en al daai, ons doen al die regte dinge. Is jou hart nog by God? En in Amos se tyd was die tempels vol en hulle het hulle dankoffers of brandoffers of watse offers, hulle het dit gebring en die tempels was vol en ek dink hulle moes definitief gedink het, ons is okay. Nuwe Lewe Familiekerk dink ons ook, maar nou ons is okay, want ons kom ons Sondag kerk toe.
Ons sing praise and worship. Ons het tegnologie. Daai manne het nie 'n klankstelsel gehad nie. Wat hulle ook al gebruik het om musiek mee te maak. Hulle het gesing en die lofgesange het opgegaan en al hierdie regte goed, maar God was kwaad vir hierdie volk. En jammer nou, is God dalk kwaad vir Nuwe Lewe Familiekerk? Is God dalk kwaad vir Nuwe Lewe Familiekerk? En ek sê weet dit begin nie by my. Dit sluit my in. Omdat hierdie mense loof God en eer hom met hulle lippe. Ons het nou pragtig gesing. En ja, ons het mooi gesing. Ons eer God met ons lippe. Ons sê die regte goed. Ek ken 'n vrou wat so as sy voor sy nog enigiets vir jou sê, voor sy nog hallo sê of wat kan sê sy vrede. En dis reg. Dis die woord sê seën die huis wat jy ingaan. Dis reg. Het dit 'n pragtige gewoonte geraak of is dit op regte bedoeling? Is dit werklik die bedoeling van jou hart of het dit maar net 'n mooi gewoonte geraak? En God sê, hy's kwaad vir die volk, want hulle eer hom met hulle lippe, maar hulle harte is ver van hom af verwyder. Dis wat Amos vir hierdie mense sê. En ek vra weer, sê Amos dit, sê God dit dalk vanoggend vir Nuwe Lewe Familiekerk, ons eer hom met ons lippe, maar ons harte is ver van hom af. God kom herinner vir Israel aan die baie waarskuwings wat hy gegee het. En ek gaan hulle nou noem hier so 4, en nou gaan jy dalk vir my sê, ag, dit is niks met ons te wy nie. Trek hom maar terug, gaan dink maar 'n bietjie deur wat hierdie gemeente al alles deurgegaan het. Mense in hierdie gemeente. En as ek sê mense, dan is ons mos 'n familie. Dan gaan ons almal deur dit. Hy het droogtes gestuur, hy het hongersnood gestuur, daar was siektes, daar was mislukte oeste, en elke keer herhaal hy Amos 4 vers 6 uit die 53 vertaling. En hy sê, na al hierdie waarskuwings Nuwe Lewe Familiekerk, nogtans het julle jou tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Nogtans het julle jou tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek waarsku vir julle Nuwe Lewe Familiekerk, en nogtans kies julle om julle nie tot my te bekeer nie. En hoor nou wat ek vir jou sê, ek het dit nou ook vroeër ook al gesê, jy kan maar Sondag kom, jy kan maar jou plekke hê waar jy kom sit in die kerk. Dis nie 'n free ticket to heaven nie, sorry man. Moenie dat jy daar bo kom en jy gaan ontnigter word. Hulle sê vir jou, nee, hierdie kant toe. Of Jesus sê vir jou, ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. 5 keer in Amos 4 herhaal God dieselfde aanklag. Nogtans het julle jou tot my nie bekeer nie. Nie om die volk te straf nie. God, hy spreek nie dit oor Nuwe Lewe dalk uit om ons te straf nie. Nee, dis om ons weer nader te trek na hom toe. Dis om weer jy moet by die regte netwerk ingelok wees. Ek het nou, toe ek nou hier skryf van, ek kyk hier jou check-in in die kerk, dit laat my so dink aan die pandemie tyd, almal se naampies word afgetik, tik, en al hierdie goetertjies. Dit sal hartseer nogal wees, as ons moet inscan op 'n Sondagoggend in die kerk, dat ek nou na die tyd kan kyk, wie was nou almal Sondag in die kerk, en wie was nie daar nie. Ek gaan nou vir jou sê, moet nooit gerus wees omdat jy elke Sondagoggend in die kerk sit, hoor. Want dis geen waarborg dat jy in die hemel gaan kom nie. Is jou hart naby aan God? Dis wat hy vra. Bekeer julle tot my. Amos 4 vers 12 uit die 53 vertaling. Daarom sal ek so met julle handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. En ek tog, Here, is Nuwe Lewe Familiekerk
gereed om vir God, is ons gereed? Is ons regtig gereed om God te ontmoet? En dis maklik om vanoggend te sê, ja, ek is gereed, ek is reg. Laat die lewende God hier voor jou kom staan. En dan sê mos net so alleen, dan is daar nie 'n man en 'n vrou wat sê, sies tog, sy het daar so dood gewerk en sy was 'n goeie mens en al daai dinge. Jy is al by jouself, alleen gaan jy voor God kom staan, alleen. En ek sê nou vir jou, hierdie is nie 'n uitnodiging na 'n lekker praise and worship aand by die kerk nie. Dit is nie. Dis 'n waarskuwing vanaf 'n heilige God af. Is jy gereed om God te ontmoet? Dis nie 'n uitnodiging. Ons gaan lekker praise and worship nie. Dis 'n waarskuwing van die heilige God af. En soos 'n pa se kind waarsku, ons doen dit, mos natuurlik sal ons dit doen. As ons sien my kind is op pad hier na afgrond toe, dan gaan ek gil, pas op, jy gaan afval. So praat God deur sy woord. Hy praat deur sy gees. Maar hy praat ook soms deur jou omstandighede, of dit nou goeie omstandighede is of slegte omstandighede. Hy praat met ons. Dis ons wat dit nie raak sien nie. En soms wil ons dit nie raak sien as God met ons praat nie. Ons wil dit nie raak sien nie. Die vraag is net, Here, hoekom gebeur al hierdie goed met my? En Here, hoekom moet ek deur al hierdie goed gaan? Nee, dis nie die vraag nie. Die vraag is, hoekom luister ek en jy nie as God met ons praat nie? Dis die eintlike vraag. Dis die eintlike vraag. Hoekom luister ons nie as God met ons praat nie? En hy's eintlik 'n gentle God. Hy's eintlik 'n baie gentle God. Hy kom net en hy kom ruk jou voor jou bors en sê, kom ek gaan jou bietjie afstof dat jy kan regkom nie. Hy's 'n gentle God. So dis nie van, hoekom gebeur hierdie goed met my nie? Hoekom luister ek nie as God met my praat nie? Hoekom luister ek nie? Hoekom is ek so op myself ingestel? God haat leë godsdienst, dis nou vanoggend se tema ook. God haat leë godsdienst. Amos 5 daar sê, die mense het aanhou offer, hulle het getrouwe offers gebring. Ons neem ook ons getrou, sondagoggend gaan die mandjies om, en mense betaal met op die kaartmasjien, hulle dankoffers, hulle betaal EFT in die kerk se bankrekening in. Hulle het aangehou om te offer. Hulle het aangehou om te sing. Het jy al gehoor, dan sê mense, maar die praise and worship was vanoggend goed gewees. Moet nooit dat ek en jy op 'n punt kom wat God sê, ek is kwaad vir jou, want jy eer my met jou lippe, maar jou hart is ver van my af nie. Dis niks om 'n performance hier op te sit nie, hoor. Ek kan my hand opsteek, ek kan op my maag lê. Is my hart nog naby aan God? Is my hart werklik nog naby aan God? Hulle het aangehou aanbid. Hulle het aangehou kerk speel. En ek dink, maar God sê toe nou ook, ek gaan nou daai Amos 5, ek dink toe nou so van kerk speel, hy sê so net so in die straat af, dink ek is 4 kerke hier af. Dit voel net vir my, of ek het dit beter ervaar daar op die bottelarye af. Oral poppe ou op, en ek kry 'n paar mense by mekaar, en ek het 'n kerk. En ek is die pastoor. Niks sal my verkeerd nie, hoor. Niks sal my verkeerd nie. Moenie jou vas, ek dink die wêreld is besig in elk geval om te beweeg in 'n rigting van meer klein huiskerke. Ons gaan nie, ek dink oor 20, 30, 40 jaar noodwendig so nog by mekaar kom, en ek spreek dit nie oor ons uit nie, maar asseblief, moenie hier in La land bly nie. Jou hart moet naby aan God bly, dit is die belangrikste. So God sê daar in Amos 5 vers 21, jo, hart man, ek versmaad julle feeste, en het geen welgevalle aan julle feestydde nie. Ek haat dit, sê God.
Hy sê nie doen dit minder nie. Hy sê nie moenie sing net 2 liedjies en nie meer 4 of hoeveel ons ook al sing nie. Hy sê ek haat julle feeste. Ek haat die feeste wat julle doen. Waarom sê hy dit? Omdat hulle aanbidding nie hulle leefwyse verander nie. Hoe lank is die kerk nou? 17 jaar. Wonderlik, fantasties. Nou vra ek nou vir jou, ons wat so van die beginjare afkom. Het jou leefwyse al in die 17 jaar verander? En dit het niks met 'n kerk uit te wy nie, hoor. Dit maak nie saak waar jy aanbid nie. Ek dink ek het daar rondom daar in die 70s het ek tot bekering gekom. Dis 'n paar jaar, hoor. Dis 'n paar jaar. En hoe het ek eintlik tot bekering gekom? Want ek was in nood. Ek was in 'n oomblik van nood. Ek het eintlik gebargain met die Here. En toe doen hy dit wat ek gevra het en ek het lekker geskrik en ek is nog so snyter wat in die hoërskool toe nou daar almal is. Maar ons aanbid 'n lewende heilige God en hy praat met Nuwe Lewe Familie uit Amos uit. Daai heilige God, nie 'n mannetjie wat hier voorkom staan met 'n mikrofoon nie. Nee, nie 'n liedjie wat gesing word nie. Man, ons kan die wonderlikste liedjies en ek kyk nou ek lees baie artikels oor kerkhou en praise and worship en nou laat die een ou is nou vreeslik teen die ek kan ook nou net sê vreeslik nie, vergewe my. Maar hy's nie baie positief ingestel teenoor die charismate nie. En nou sê hy nou die volgende ding. Kan jy hoor hoe begin hulle liedere almal met so 'n tune wat hy gooi en ek dink dit is eintlik so. Dit is eintlik so. Asseblief mag ons nooit op 'n plek kom wat musiek ons gaan begin manipuleer om allerlei dinge te doen nie. Ek en jy aanbid 'n God van orde. En ek wat hier voor staan, is die eerste ou wat sê ek sal ruimte maak vir die Heilige Gees om te beweeg. En ek is nie volgens bang om dit te sê nie. Maar die Here moet my werklik waar genadig wees die oomblik as dit 'n show gaan wees dat ek die boldness sal hê om te sê stop dit. Asseblief stop dit. Stop dit. Ek weet ons almal verstaan nie altyd hoekom sal sê praat van my. Hoekom sal hy nou so en so doen nie? En daar's 'n verskriklike baie fyn streepie te trek tussen show en werklikheid. Daar is regtig. So jy weet en God weet wat op daai oomblik in jou hart aangaan. En as jy omval in die Gees en jy weet en God weet, moet asseblief nie as ek voor jou kom staan, dink jy moet my impres om te val. Nee, moenie dit doen nie. Dis 'n ding tussen jou en God. Ag en watter gawe van die Gees ook al manifesteer. So Amos 5 vers 4 sê God, want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. God sê, Nuwe Lewe Familiekerk, soek my, dan sal julle lewe. Dan sal julle lewe, maar ons moet vir God soek. Asseblief, dis tyd dat ons opstaan en werklik vir God begin soek. Die net is besig om al nouer om ons as kinders van die Here hy raak al kleiner. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Hulle het God geëer in die tempels, mos maklik om in die kerk jou hand op te steek en amen en halleluja en jou hande te klap. Dis wonderlik as die Gees jou so lei. Moet dit asseblief nie doen om my te probeer beïndruk nie, want ek is 'n mens. Ek en jy moet God behaag, nie 'n mens nie. Ek en jy moet God behaag en nie 'n mens nie. Hulle het God geëer in die tempel, maar buite het hulle onreg gepleeg.
Dis wat die Israeliete gedoen het. Hoe tree ek en jy op as ons op 'n Sondagoggend hier uitgaan? En ons ry net hier na hierdie naaste groot winkelsentrum. Wat gebeur alles van hierdie gebou af tot by die sentrum? Pretty much. Begin in die eerste hier. Want nou begin jy mos elkeen evalueer wat in die kerk was. Jy begin die ouetjie wat daar voorgestaan het bietjie evalueer. Ek kan nou nie die woord sê wat nou by my opkom nie, maar dalk dink jy, hy praat nou sommer, hy het nou vandag 'n bol gepraat. Maar dis 'n saak tussen jou en God. Is jou hart naby aan God? Of try jy ander mense beïndruk? Moet dit nie doen nie, stop dit. Stop dit asseblief. Stop dit. Hulle het hard geloof en geprys, nee, maar hulle het swak gelewe. Ek gaan weer sê, soos ek verlede week gesê het, hoe lyk jy aan die ander kant van jou huis se voordeur as jy deurtjie toegegaan het? Hoe lyk jy? Lyk jy soos jy hier Sondagoggend gelyk het? Begin dit by my. Hoe lyk ek as ek hier by hierdie groot winkel in 'n ry staan en ek wat gaan in my hart aan? Is my hart dan nog steeds naby aan God? Of wil ek my eie wil hê? Wil dit nou so hê? Hulle hande was hoog in die lug, maar hulle harte was nie oorgegee nie. God soek 'n leier nie, sorry man. Niks nou teen julle nie, asseblief, julle doen goeie werk. Maar God soek nie liedere nie. Hy soek gehoorsaamheid. Ken jy nog die 10 gebooie? Kan jy hulle nog opsê? Weet jy nog wat se eerste gebod? En dit raak doodstil hier in die kerk. Doodstil. Begin nie van voor af. Doodstil raak ons. Daarom sê Amos, daar in hoofstuk 5 vers 24, hy is nou weer uit die 83 vertaling uit. Maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Ek kan vir jou sê regtig, ek dink God was so op met hierdie Israeliete en Amos praat net om haar. Amos, God het ons gesê, gaan profeteer vir daai volk. En ek sê weer, soos ek verlede week gesê het, en toe begin hy so met al die mense rondom Israel. En toe draai hy om, en toe praat hy met Israel. En nou praat hy met Israel, nou nog. Die ander was mos nou maar, whatever, hulle sê nie veel van wat daar gesê is vir die ander nasies nie, maar hulle is aangespreek, dis reg. En toe draai Amos na. En so draai God dalk nou al die afgelope 2 weke en volgende week gaan dit die laaste ronde wees. Draai God dalk na Nuwe Lewe Familiekerk. En ek dink regtig waar is tyd dat ons maar op ons eie elk in ons eie hart kom ondersoek. Asseblief. En as ons mekaar moet aanspreek, laat dit tog in hemels asseblief in liefde wees. Asseblief. Ek het 'n broertjie dood aan beklei oor die woord van God en dit raak soms so. En die Bybel sê ons moenie stry oor die woord van God nie. Maar ons doen dit so waar nog steeds. As jy van my verskil, gaan ek gaan jou ooreed en jy gaan vir my ooreed en ek hardloop weg want nou whatever. Is jou hart naby aan God? Daai vraag moet jy konstant vir jouself vra. Asseblief, jy moet konstant vra, is jou hart naby aan God? Ek sê nou vir jou, aanbidding gebeur nie net op 'n Sondagoggend in die kerk nie. Aanbidding gebeur by jou huis, by jou werk, in jou huwelik. In jou manier hoe jy ander mense hanteer, gebeur aanbidding. God stel nie belang in shows wat ek en jy hier opsit nie en wat se kleure ligte en dit rook en dis net wonderlik. Hy stel glad nie belang in dit nie. Is jou hart naby aan God? Dis waarna hy belang stel.
Hy stel nie belang in my en jou se vertonings nie. Hy wil 'n lewe hê wat hom weerspieël. As 'n mens vir jou sien, vra ek nou vir jou, kan hulle Here Jesus Christus in jou lewe weerspieël jou lewe? Jammer dat ek nou so vinger wys na jou, ek moet uiteindelik hier kom. Weerspieël my lewe die Here Jesus Christus werklik. Dan sê Amos hier, nou begin hy na Amos 6 toe. Amos waarsku mense wat gemaklik geraak het. Amos 6 vers 1 sê: Wee die gerustes in Sion en die sorgeloses op die berg van Samaria, die vernaames van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom. Hulle het goed gelewe, soos ek verlede week ook gesê het. Die Israeliete het goed gelewe. Hulle was voorspoedig en hulle het gedink alles is reg. Alles is reg. Hulle het goed gelewe, hulle was voorspoedig en hulle het gedink alles is reg, maar hulle harte was besig om stadig so van God af weg te dryf. Stadig. Very slightly. Jy kom dit nie eens agter nie. Was hulle harte besig om van God af weg te dryf. En dis nog steeds die gevaar in die moderne kerk. En ek dink even erger. Even meer. Is my en jou se harte besig om weg te dryf van God af. En ek sê weer, God check nie of jy ingecheck het op 'n Sondagoggend in die kerk nie. Hy kyk waar jou hart ingelok is, op watter netwerk is jy ingetune. Asseblief. Hy kyk op watse netwerk is jy op hom ingelok. Of kom sit jy maar hier op 'n Sondagoggend dat hulle dink ek is ingelok. God weet, waaragtiglik God weet wat hier nou hier binne in aangaan. Hy weet wat hier aangaan op hierdie oomblik. Hy weet. Dis nie noodwendig openlike sonde nie. Nee, maar is so 'n geestelike relax. Ons is so relax. Nee wat, ek het nou iets in my kop nou, ek kan dit nou nie sê nie. Maar ons het so gemaksigtig geraak. Ons wil God aanbid soos dit ons pas. Ons wil Vader, Seun, Heilige Gees wil ons in die boksie druk wat vir my gemaklik is. Jou kind rol toe nou net hier en nou kom sê 'n dogtertjie nou vir my. Hy rol. Ek tog wat sal gebeur as die Here nou vir jou sê kykie, kom rol hier voor. Dis die God wat ek en jy aanbid en ons moenie terughou nie, asseblief. En ons wat hier sien hoe sy hier voorrol, moenie nou nog veroordelend wees. She lost it. Definitely. Ek gaan 'n plan moet maak, she lost it. Ons moet gehoorsaam wees aan die roepstem van die Here. As hy vir jou 'n opdrag gegee het, hoe bizar, hoe ongemaklik, dis nou nie ek daai nie. Dan moet jy dit maar doen. Dan moet jy dit maar uitvoer. Dan moet jy maar gehoorsaam wees. Ons raak so besig met ons werk, met sport, met sosiale media en vermaak, dat God bloot net nog 'n item op ons kalender geraak het. Hierdie is 'n ewel. Ek gaan net so 'n kwartier gaan ek gou 'n bietjie op sosiale media. En as jy kom kry, is jy 2-3 ure later dalk. En ek sê nie julle doen dit nie en ek sê ook ek doen dit nie, asseblief nie. Moenie dat ons verval raak aan werk, sport, sosiale media en vermaak dat God bloot net nog, ons sien dit Sondag, ons moet kerk toe. Asseblief, dit moet aan die kant om wees. Dit moet eerste God wees. Werk. Ons moet werk. Die woord sê mos. Die wat nie werk nie, kan nie eet nie. Die wat nie werk nie, kan nie eet nie. Die woord sê dit, nie ek nie. Die woord sê dit.
So ek wil jou vra, ons woon kerk by, maar ons lewe nie naby aan Christus nie. Ons lewe nie, ek sien nie elkeen van julle elke dag nie, en julle sien ook nie vir my nie. Maar ons woon kerk by, maar ons lewe nie vir Christus nie. Ons ken die liedere, maar ons ken nie die Here van die liedere nie. Hoor jy daai ene? Ons ken die liedere, maar ons ken nie die Here van die liedere nie. En dis 'n probleem. Die Lewe Familiekerk is 'n probleem. Ons moet die Here, almagtige God, ons moet hom ken. Die grootste gevaar vir baie Christene is nie rebellie nie. Dis geestelike gemak. Dis die grootste uitdaging en die grootste probleem vir kinders van die Here. En kom ek gaan nou gou vir jou iets sê. Ja, ek gooi myself weer so onder die bus vanoggend, maar vanoggend toe ek nou my leesplan oopmaak, toe sien ek het nie gister gelees nie. Sien jy hoe maklik gebeur dit? Nou wil hierdie leesplan vir my vra, moet ek recalculate? Ek sê nee. Nee, ek moet nou inhaal. Maar is nou nog vroeg. Dis nou nog donker, die hele huis slaap nog. Maar ja, ek kon maklik gesê het recalculate en dan het hy net aangegaan asof niks gebeur het nie. Maar ek het op daai oomblik eintlik so aangekla gevoel. Want gisteroggend het ek mos nou weer 'n ontbytafspraak met my kinders gehad en nou gaan al die goedjies net so en ons het mannegroep gehad en dan net so slip dit verby jou verby. En moet asseblief nie in 'n goeie gewoonte verval nie. Moenie dit doen nie. Dit moenie vir my 'n goeie gewoonte wees nie. Hier's ook iemand wat gesê het, as jy jou oë oopmaak in die oggende, moet jy eers die woord van God vat. En nou dink ek vir partykeer, 'n beker tee sal nou nog 'n lekker smaak. Voor ek nou nog die woord van God oopmaak. So raak ek en jy verval. En wat is die volgende? Was nie noodboodskappe nie en net so val die pap op die grond. Net so. Behoort my hart, is my hart nog naby aan God, werklik naby aan God. So ek wil vir jou vra, en ons nader die einde, as alles wat God jou gegee het, as alles wat God al, jy weet wat jy alles het, jy weet wat jy alles verlang, maar jy weet alles wat jy het, as dit môre weg is, sal jy nog steeds vir Jesus Christus aanbid. Sal jy nog steeds, as die geboue weg is, as die musiek stil geraak het, as die voorspoed verdwyn het, sal jy steeds die Here dien. Sal jy steeds die Here dien, as hy jou so te nagekom het, want dis wat in ons koppe aangaan. Hoe kan jy toelaat, Here, dat dit met my gebeur? In jou omstandighede praat God met jou. Dit sê Amos mos vir ons. Dit profeteer hy daar oor die Israeliete. En dit sê God vanoggend vir Nuwe Lewe Familiekerk. As hierdie gebou verdwyn, as hierdie klankstelsel verdwyn, sal Jesus Christus nog steeds genoeg wees vir my en jou? Of gaan ons dink, ag, dis nou nie moeite werd nie, kom ek wat ook al, wat 'n plan ons ook al maak. Ware geloof gaan nie net oor wat God vir jou gee nie. Dit gaan nie net oor wat hy alles my kan gee nie. Dit gaan oor 'n verhouding met hom. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Slip one, knit one. Ek ken mos nou, en Sam, sy sit ek nou vanoggend in die kerk, nou brei ons nou, nie ons nie, hulle, brei, so vir as ons nou, handskoentjies, ek het nogal vir jy het sulke handskoene aan vanoggend, maar nou brei hulle, nou slip daar 'n steek, nou sien ek, die stuk word nou net so, nou sê my vrou, trek uit, nee wat is alright. Is ek en jy ook so? Nee wat is alright. Die Here ken my hart, hy verstaan. Ek sê dit nie vanoggend nie, God sê dit uit Amos uit,
lees maar 'n bietjie, ek stuur mos vir jou so in die week elke hoofstuk so. Nogal ewe audio, jy hoef nie eens jou Bybel oop, jy hoef nie moeite doen om te lees nie. Jy moet net luister. Jy moet net luister. So sal jy nog steeds so God dien en dan die afsluiting is, God vra nie vandag, hoe gereeld gaan jy kerk toe nie? Nee, hy vra nie vir jou, hoe gereeld gaan jy kerk toe nie. Moet nooit onder daai druk wees. Hy gaan vra hoe gereeld jy kerk toe gaan. Nee, hy vra nie vir jou, hoe mooi jy sing nie, hoor, sorry. Ek moet net gedurig kyk dat hierdie dingetjie in my sak af is, dat ek dalk kliphard begin saam sing. Dan gaan ons dalk by 'n preek uitkom nie. So, hy vra nie hoe jy gereeld kerk toe gaan nie, vra hoe jy mooi sing nie. Hy vra nie hoe godsdienstig jy lyk nie. Hy vra, waar is jou hart? Nuwe Lewe Familiekerk, waar is jou hart? Jy gaan ongelukkig self die vraag moet antwoord. Ek kan nie. Ek kan nie daai vraag namens jou antwoord nie. En die hartseerste is hierdie boodskap van Amos, was nie vir die heidene nie, hoor. Hy praat met die volk van God. Hy praat met die uitverkore volk van God. Dis met wie hy praat. Hy praat met my en jou, wat vanoggend in die gebou is. Hy praat met ons, of dit nou lekker op jou oor val of nie. En party van die goed val nie lekker op my oor nie. Maar hy praat met ons deur die boek van Amos. En so waar, ons het 'n gesprek gehad oor die boek van Amos, en die Here sê vir my, jy moet, en ek dink, bietjie hard, en onmiddellik nou, ek het mos 'n prentjie in my kop, ek kan by die huis kom, en dan weet ek, daai ene daar gesit, daai ene daar gesit, daai ene daar gesit, ek weet presies wie waar gesit in hierdie kerk op 'n Sondagoggend. Maar die oomblik as ek 'n boodskap begin voorberei, dan begin die duiwel ook mos, jy weet mos wat daai ene sit, hoe gaan hy reageer? Hoe gaan sy dit vat as jy dit sê? Man, praat net die waarheid opgeteken in die woord van God, dan is jy baie veilig. Dan is jy verskriklik veilig. Die oomblik as jy jou eie kop so goed gaan begin praat, dan gaan jy begin modder trap. Asseblief, hou dit suiwer by die woord van God. Of dit nou hard is, Nuwe Lewe Familiekerk, en of dit sag is. En ons is nou in 'n 3 weke wat die Here baie hard met hierdie gemeente praat. Vat dit vanoggend. Vat dit nie van my af nie, van die Heilige God af. Vat dit. Vat dit. Dis vir God se volk, dis vir mense wat dink alles is reg. Dis vir kerkgangers. Dis met wie God praat. En dis alles wat, kom ek sê, ek doen. Julle is dalk beter. Dis alles wat ek doen. Is my hart regtig werklik nog naby aan God? Dis 'n vraag wat ek moet antwoord. Dis 'n vraag wat ek moet antwoord. Is my hart regtig werklik naby aan God? Of kom ek ook hier op 'n Sondagoggend en ek hef my hande op en ek kan dalk daar gaan sit. En ek het al. Of jy kan kom ek hou dit by ek, asseblief. Ek kan op my maag gaan lê. En in dit alles is my hart werklik naby aan God. Dis God se uitroep vandag vir Nuwe Lewe Familiekerk. Is jou hart naby aan my, of het jy verval in mooi, gemaklike geboue en goeie klanktoerusting en note wat suiwer is en op die, wat noem jy dit, pitch of whatever you want to call it. Ek hoor vanoggend toe hulle sing, toe sê sy, gee daar vir my, ek weet nie wat se noot ek dacht, wow. En nou sal by my kom, hierdie ding moet update, en wat gaan eerste deur my kop? Is dollar signs, man. Gaan dit nou weer 'n klomp geld kos? Nee, sê hulle. Hulle weet nou dalk nie net hoe lank dit gaan vat nie. Hoor julle, hoe ons menswees begin heg aan aardse dinge, aan mooi geboue, matte, stoele wat in 'n reguit rytjie staan, tog asseblief net. En ons mis die Here van die liedere waaroor ons so sing. Ons mis daai Here. Ons mis dit. My laaste stukkie is hier. Ek sê nou vanoggend vir jou, jy kan jou status update, jy kan jou profile picture update,
Jy kan selfs jou klerestyl kan jy update met die latest fashion. Maar net Jesus Christus kan jou hart kom update. En daarmee wil ek regtig sê amen. Amen. Net Jesus Christus kan jou hart update. Asseblief as daar iets is wat jy vanoggend nie kan wegvat. Dit is net die Here wat my hart kan kom update. So Here, ek wil daarmee sê dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Regtig Here, dit sit nie lekker aan 'n mens se lyf nie, maar ek kom vanoggend werklik en ek wil sê dankie Here dat U so hard met hierdie gemeente kom praat Here. U praat hard Here met hierdie gemeente. En ek bid Here dat ons nie soos mense natuur is, waar ons in 'n krul sal trek en sê ek gaan nou eers kom as dit oor en verby is nie. Maar dat ons sal kom Here en dat U my God ons sal kom aankla. U weet mos Here wat hier in my hart aan die gang is Here. Nie die prentjie wat mense rondom my sien nie Here, U weet presies wat in hierdie hart aan die gang is. Daarom vra ek werklik Here, seën ook sommer volgende week Here, as ons hierdie reeks gaan afsluit Here. Seën dit Here en werklik my God, as dit spreek Here tot Nuwe Lewe Familiekerk wat Amos vir die Israeliete kom profeteer het Here, dat ons dit met al twee hande sal aangryp Here en dat ons nie ons rug sal draai op dit nie Here. Dankie Here, dankie vir genade Here, dankie vir die voorreg Here om U woord te kan bestudeer my God. Amen.